Ons word hierso 'n getallery gegee met die terme minus 7 as ons eerste term, minus 9 as ons tweede term, minus 8 as die derde term, vierde term moet ons bepaal, vyfde term is vir ons gegee en die sesde term is ook ontbrekend. Nou ons kan nou gaan en sê, op die eerste vlak, eerste verskil, trek ons elke keer die vorige term van die volgende ene af. So ons kan sê term 2 minus term 1, is minus 9 minus 7, geef my minus 2, dan term 3 minus term 2 is minus 8 minus 9, dit geef my minus 8 plus 9 is 1. Maar nou kan ons nie verder gaan nie, want ons het nie waardes vir term 4 nie. So ons kan nie regtig nog 'n term daar gaan insit nie. Wat ons wel kan sien is dat daar's nie 'n konstante verskil op die eerste vlak nie. As ons nou gaan na die tweede vlak toe, en ons sê 1 minus 2, dan kry ons 3. Maar weer eens, ons het nie genoeg waardes om die volgende term te gaan bepaal op die tweede vlak nie. So ons kan ook nie aanvaar dat dit 'n konstante verskil is op die tweede vlak nie. Nou in die vraag self is daar vir ons gegee dat die antwoorde vir die vierde term is minus 4 en vir die sesde term is 13. Nou omdat ons dit weet, kan ons nou gaan en sê, goed, as ons nou term 4 minus term 3 gaan uitskryf, dan word dit minus 4 minus 8 is minus 4 plus 8 is 4. En dan term 5 minus term 4 is 3 minus 4 is dan nou 7 en 13 minus 3 is 10. So ons kan sien daar is nou sekere terme wat ons kan bepaal omdat ons die antwoorde het. En dan kan ons nou uit daai eerste vlak uit kan ons nou probeer sien wat gebeur nou elke keer met die volgende getal in daai reeks. Met ander woorde, net op daai vlak is daar nou weer 'n nuwe reeks wat gevorm het en dan kan ons 'n patroon daar gaan bepaal, of ons kan volhou by die tweede vlak se verskil en sê 4 minus 1 is 3, 7 minus 4 is 3, 10 minus 7 is 3. Daar kry ons nou 'n konstante getal, 'n konstante patroon op die tweede vlak. En dit kan ons dan nou gebruik om 'n sekere reël te gaan probeer definieer. Hoe kry 'n mens dan nou die vierde term? Hoe kry 'n mens dan nou die sesde term? Maar dis half 'n bietjie vreemd om dit so om te doen, want ons moet die antwoord gebruik om die antwoord te bepaal. Dis maar net die vraag wat nie baie goed gestel is nie. Hulle moes vir ons ten minste 4 terme gegee het aan die begin, voordat ons enigiets moes gaan uitwerk het, omdat ons tot op die tweede vlak moes gaan vir 'n konstante verskil. Wat ons egter nou wel kan doen is, ons kan aanvaar, as ons dit nie gehad het nie, kon ons die aanname gemaak het dat ons het 'n konstante tweede verskil, en dit gebruik het om iets mee te gaan bereken, en te kyk of ons dan die regte antwoorde kry. So ons kon daar al gestop het en gesê, kom ons doen nou die regte wiskunde, nie logika nie, wiskunde, om die vergelyking te kry, om elke term in 'n reeks mee te bepaal. En dit sal ons dan natuurlik ook in staat stel, as ons so 'n vergelyking kon kry, om dan nou enige term in daai reeks te bepaal. Ons kon nou die 100ste of die 200ste term bepaal het, as ons daai vergelyking net gehad het. So ons weet nou, uit ons aanname uit, dat ons op die tweede vlak 'n konstante getal het, wat beteken ons werk met 'n kwadratiese reeks. En die formule vir 'n kwadratiese reeks is Tn is gelyk aan an kwadraat plus bn plus c, waar ons nou waardes gaan moet kry, getalwaardes vir a, b en c, maar wat ons wel het om mee te werk, is term 1 se waarde is minus 7, en as ons nou daai n vervang het met 1, dan kan ons daai n ook vervang met 1, dan word dit 1 kwadraat a of net a plus b plus c, dis 'n eerste vergelyking. Dan vir die tweede ene, term 2, het ons 'n waarde, dis minus 9, so minus 9 is gelyk aan, en nou het n verander na 2 toe. So nou is dit a mal 2 kwadraat, of 4a plus 2b plus c, dit is ons tweede vergelyking, en dan vir ons derde vergelyking, het ons die derde term is minus 8, is gelyk aan, en nou het n 3 geword, so dis 9, 3 kwadraat is 9a plus 3b plus c. Dis ons derde vergelyking. En nou moet ons met daai 3 vergelykings, gelyktydige vergelykings gaan probeer saamstel en oplos, sodat ons waardes vir a, b en c kan kry. Nou as ons net na vergelyking 1 gaan kyk, dan vat ons die c en ons los hom alleen aan die een kant, en ons vat die a en die b oor na die linkerkant toe, so dit word minus 7, minus a, minus b, is dan nou die waarde vir c. En dit vervang ons dan nou in vergelyking 2 in. So ons gaan dan nou voort, en ons sê, minus 9 is gelyk aan 4a plus 2b plus c, maar c is minus 7 minus a minus b, en kom ons los dan nou op. Soos minus 9 is gelyk aan 4a plus 2b minus 7 minus a minus b,
tel nou al die soortgelyke terme by mekaar. Ons het 4a minus a gee vir my 3a, 2b minus b gee vir my plus b, en as ons daai minus 7 oorvat na die ander kant toe, dan word hy plus 7, so minus 9 plus 7 is gelyk aan minus 2, en dan kan ons die b, wat klaar 1b is, alleen los aan die regterkant, so b word minus 2 minus 3a. So daar het ons nou 'n uitdrukking vir b, en ons het 'n uitdrukking vir c, en as ons nou gaan na die derde vergelyking toe, kan ons dit nou gaan invervang. So ons kan sê, minus 8 is gelyk aan 9a plus 3b, maar b is minus 2 minus 3a, dis dan nou b plus c, maar c is minus 7 minus a minus b, maar b is minus 2 minus 3a. En daar het ons nou vergelyking, net met 'n klomp a's in, wat ons dan nou kan vereenvoudig. So minus 8 is gelyk aan 9a minus 6 minus 9a, plus, kom ons doen net eers daai binnestaakie, is minus 7 minus a plus 2 plus 3a, en dit gee dan vir my minus 8 is gelyk aan 9a minus 6 minus 9a, minus 7 minus a plus 2 plus 3a. En nou kan ons vereenvoudig, daai 2 gaan mekaar uitkanseleer, daai 9's, daar sit ons met minus a plus 3a, so dit op sigself gee nou al vir my 2a, en dan nou net die getalle, daai 2 saam, gee vir my minus 7 plus 2 is minus 5, en as ek hom oorvat word hy plus 5, en plus 5 afgetrek van minus 8 is dan minus 3. En dan deel ons weerskante met 2, om te kry a is gelyk aan minus 3 op 2. En dan sien ek net, ek het nou daai minus 6 vergeet, so kom ons krap net eers daai stapie uit, ons het nou daai minus 6 wat ook nou nog oorgaan, dan word hy 'n plus 6, so dan word daai 'n plus 3. 6 minus 3 is 3, en as ons dan weerskante deel met 2, dan kry ons dat a is gelyk aan 3 op 2. So daar het ons nou 'n waarde vir a. Dit kan ons nou gebruik om 'n waarde vir b mee te gaan bereken, want b is gelyk aan minus 2 minus 3a. Maar a het ons nou net bepaal as 3 op 2. So dit gee vir my minus 2 minus 9 op 2, of alternatiewelik gee dit dan vir my minus 13 op 2. So dis dan die waarde vir b, en vir c het ons minus 7 minus a minus b. So c is gelyk aan minus 7 minus a, se waarde is 3 op 2, minus b, minus 13 op 2, dit geef my minus 7 minus 3 op 2, plus 13 op 2, en dan kan ons daai minus 7, kan ons nou skryf as 14 op 2. So dis minus 14 minus 3 plus 13 op 2, en dit gee dan vir my minus 4 op 2 of minus 2. So die waarde vir c is 2, en as ons nou terug gaan na ons oorspronklike vergelyking vir 'n kwadratiese reeks, dan kan ons sien ons het nou waardes vir a, b en c. So ons kan nou gaan en ons kwadratiese reeks gaan neerskryf as Tn is gelyk aan a 3 op 2 n kwadraat plus b, maar b is minus 13 op 2, n plus c, of dan minus 2. So, as ons nou gaan en ons bepaal die vierde term, dan vervang ons n met 4 in daardie vergelyking in. So ons gaan kry T4 is gelyk aan 3 op 2 maal met 4 kwadraat minus 13 op 2 maal met 4 minus 2. Dit geef my 3 op 2 maal met 16 minus 13 op 2 maal met 4 minus 2. 2 gaan in 16 in 8 keer, 8 maal 3 is 24. 2 gaan in 4 in 2 keer, en 2 maal 13 is minus 26 daar, minus 2, en as ons dit alles by mekaar tel, dan kry ons minus 4 as ons antwoord. So die vierde term volgens daai vergelyking is minus 4, en as ons teruggaan na die antwoord wat ons geweet het ons voor moet wag, sal ons sien,
dis heeltemal reg. Ons kan die 4de term kry as minus 4 met daardie vergelyking, en op dieselfde manier sal ons 13 gekry het as die 6de term.